Die Amerikaanse regering beplan glo om vlugtelingsentrums in Pretoria op te stel en Outa rig geskrywe aan die minister oor lisensiekaarte en ander kwessies wat motoriste raak. Goeiedag, dit is vandag die 31ste Maart. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die Amerikaanse regering beplan glo om kantoorspasie in Pretoria te gebruik as tydelike vlugtelingsentrums vir Afrikaners wat na die Verenigde State wil gaan. Volgens die New York Times koerant is dit deel van die Amerikaanse president Donald Trump se plan om Afrikaners te help, na hy in Februarie 'n uitvoerende bevel uitgereik het waar volgens Afrikaners kan aansoek doen om vlugtelingstatus. Volgens die berig oorweeg Amerikaanse verteenwoordigers reeds 8200 aansoeke vir vlugtelingstatus en is daar reeds 100 Afrikaners geïdentifiseer wat goedkeuring gaan ontvang vir hervestiging. Die organisasie teen belastingmisbruik, Outa, het 'n skrywe aan die minister van vervoer Barbara Creecy gerig waarin hulle kwessies aanraak wat motoriste direk sal raak. Volgens Outa eis hulle antwoorde oor 'n moontlike verlenging van die rybewyskaart se geldigheid en die land se enigste drukker van die rybewyskaarte wat gedurig breek. Die organisasie vra al lank dat die geldigheid van die bestuurslisensie van 5 jaar na 10 jaar verleng word en meen dit sal die administratiewe druk op die land se lisensiekantore verlig. Outa sê dit sal motoriste en die regering finansiëel baat om die geldigheid te verleng. Die organisasie se uitvoerende hoof, Wayne Duvenage, sê talle lande het reeds hierdie stap gedoen. Dit wil voorkom asof die twee grootste partye binne die regering van nasionale eenheid, die ANC en die DA, nader beweeg aan 'n ooreenkoms om die nasionale begroting goed te keur. Die leier van die DA, John Steenhuisen, sê hy is vol vertroue dat die twee binnekort 'n ooreenkoms sal kan bereik. Volgens hom is gesprekke oor die begroting steeds aan die gang, maar hy wou nie meer besonderhede verskaf nie. Die begroting word Woensdag vir goedkeuring voorgelê. Gesprekke tussen die partye van die RNE het glo Vrydag platgeval, nadat die DA onder meer gevra het om 'n groter sê te hê in die land se ekonomiese beleid. Steenhuisen sê die DA het die afgelope naweek voorstelle aan die ANC gestuur oor onder meer devolusie van sekere magte, hawe- en vragvervoer en 'n oorsig van staatsbesteding. En die Franse leier Marine Le Pen is deur 'n hof verbied om vir 5 jaar enige openbare ampte te beklee. Dit kom nadat sy skuldig bevind is op aanklagte van die skep van vals poste in die Europese Parlement. Hiermee het sy nagenoeg 4 miljoen euro verduister. Die verbod tree onmiddellik in werking, selfs indien appel aangeteken word. Die uitspraak kan beteken dat Le Pen nie in staat sal wees om as presidentskandidaat in die 2027 verkiesing te staan nie. Le Pen is verder ook gevonnis tot 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 jaar opgeskort is, as ook 'n 100.000 euro boete. Dit dan die einde van jou nuusbulletin. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons is môre weer terug met nog vars nuus van my kant af. Totsiens.